Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Ek is bly om te sien julle is daar hier ten spyte van die koue wind. Ons gaan vanoggend lekker liedere sing. Ons begin met 226. Kan gaan net gou kyk in die poortstoel en daar se ding aan. Klink my is nou weg. Goed, Michiel, kan jy vir ons van 226 opsit? Ons gaan hom 2 keer sing. Waarvan ons die eerste 3 verse sal sing.
daar is nou ongelukkig nie vir u note by nie. En is 'n bietjie onbekend, so die voorsangers gaan om een keer vir julle deur sing saam met Dewald, waarna julle dit dan kan saam sing. Ek dink ons kan hom dan saam as gemeente sing. Volg maar net die ritme, hy vloei nie heeltyd aan mekaar. Heer Jesus, my redder, hier daar is niemand soos U. Laat elke dag, als wat ek doen, vol wees van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, my hart het steun, als wat ek het, bring aan U ewig Heer. Omdat ons juig, ons sing voor die Here, sing van sy lof, van sy grootheid en krag, beide buig neer die seersal, by die aanhoor van sy naam. Ek wil U prys, want U is my skepper, ek wil U loof en my lewe lang eer. Niks vergelyk met U liefde sorg vir my. Ek sien die dominee is nog nie hier, so miskien moet ons hom nog so een keer deursing. Heer Jesus, my redder, hier daar is niemand soos U. Laat elke dag, als wat ek doen, vol wees van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag,
Goeiemôre. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Kerk lyk vir my vol. Dis net ek. Maar dit is lekker om dit te sien. So baie welkom. Net 'n vinnige paar, Dominee Steve is ook vanoggend hier by ons, vir die wat hom nog nie gesien het nie. Hier is ons nuwe dominee. Ons het 'n paar afkondigings voordat ons begin. Daar is Christelike onderrig 9:15 direk na die erediens, so dan kan die kindertjies uitbeweeg vir kategese. En dan wil ons asseblief vra vir julle om voorbidding te doen vir die volgende mense: Magda Forsie, Gerard Kok, Annelie Steinman en Alte Reyneke. As julle asseblief van julle gebede sal hou, hulle is siek of hulle is 'n operasie wat vir hulle voorlê, so hulle sal regtig ons voorbidding waardeer. En dan innige simpatie, ons bid besonder vir oom Tok Binneman se familie. Hy is oorlede hierdie afgelope week, so ons hou hulle ook in ons gebede. Dan het ons 'n klompie verjaarsdae bo 80. 10 Maart is tannie Ouna van 'n reis. Sy het 84 geword. Tannie Ouna is tannie hier. Is sy hierso vanoggend? Dan oom Tinus Kog, 87 jaar. Is hy hierso? Ek dink dit was bietjie te koud geweest vanoggend. Oom Braam Kutse, 88 jaar oud. Oom Braam. En dan tannie Saartjie Norkie, 84. Tannie Saartjie? Ah! Tannie het 'n sjokolade vanoggend gekry. Dankie. Dan wil ons ook vir tannie Susan Pretorius geluk wens. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar hier is 'n boebaas melktertbakker in ons gemeente. Tannie Susan het ingeskryf saam met die NHSV vir 'n kompetisie en haar melktert het gewen. So baie geluk tannie Susan. Tannie gaan nou met melkterte bak vir elke bazaar en elke kamp en elke sosiale funksie wat die kerk het, né? Dan is dit net volgende week, die 12de Maart is daar 9:00 NHSV byeenkoms. Die 13de Maart is daar 7:00 mannebediening. En dan wil ons net vir julle in kennis stel dat volgende week ons leidingssangdiens is. So volgende week is ek, Dominee Steve en Dominee Almien almal hierso vir die leidingsdiens. En dit is en dan wil ons ook net noem dat Urijn ingegaan het vir 'n operasie vir haar gehoorstuk, maar dit het als goed afgeloop. En sy sterk aan, sy is 'n baie dapper dogtertjie. So, ja. Kom ons staan vir ons toetrede lied en dan bly ons staan vir ons fotum en seëngroet en lofsang, waarna oom Johan dan vir ons die liturgie sal verder hanteer. Is hier en ons sy kinders bring voor ons lofgebed. Mag ons hier ontdek die rykdom van
sê die Here, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en Jesus ons Here. Amen. Liefde vir die vyand. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyand lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel word. As jy net die lief het vir wie jy lief het, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Ook sondaars het net die lief wat vir hulle lief het. As jy goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak net so. As julle geld leen aan die van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle beloning wees. Julle sal as kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Gemeente, die Here roep ons om anders te leef as die wêreld, om lief te hê waar daar haat is, om goed te doen waar daar kwaad gedoen word, om te seën waar ons vervloek word. Ons bly vandag dat ons dikwels die teenoorgestelde doen. Ons hou vas aan wrok. Ons praat kwaad van die mense wat ons seer gemaak het. Ons is vinnig om te oordeel en stadig om genade te wys. Maar hoor God se belofte uit 1 Johannes 1 vers 9. Die Here is getrou en regverdig. Hy beloof om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Daarom kan ons nou God se genade ontvang met dankbare harte.
Kom ons sing lied 200 vers 1 tot 3 as danksegging vir ons vryspraak terwyl ons net so sit. Gemeente, kom ons bid saam. Onse barmhartige God en liefdevolle Skepper, dankie Here dat ons so kan saamkom as 'n gemeente in U kerk, Here, en na U woord kan kom luister. Here, om so in U teenwoordigheid stil te word, is 'n ongelooflike voorreg en iets wat ons so nodig het na 'n lang week van slegte nuus, van stres, van angs, van 'n gejaag. Here, dit is goed vir ons siel om net hier by U te kan kom wees. Here, as ons dink aan alles wat in die wêreld aan die gang is, die oorloë, die ekonomie, die politiek, Here, dan wil ons hart in ons skoene sak. Ons is bang vir ons geliefdes se veiligheid. Ons is bang dat daar dalk in die toekoms, nabye toekoms, iets baie slegs in die wêreld kan gebeur, Here. Maar daarom rig ons juis ons harte na U toe. Ons draai juis na U toe vir vertroosting, vir bemoediging, vir krag om aan te gaan en vir rustigheid en vrede in ons harte. Here, ons bely ook dat alhoewel U van ons vra om ons vyande lief te hê, dat dit vir ons soms moeilik is. Dat dit soms vir ons ondenkbaar is om mense lief te hê wat ons skade aan wil doen. Om mense lief te hê wat korrup is, wat verwoesting saai waarheen hulle gaan. Dis 'n moeilike wet wat U vir ons gee. Here, daarom vra ons U vergifnis as ons nie dit reg kry nie, Here, as ons struikel en ons val, vra ons U om ons te vergewe en ons terug te verwelkom in die arms in. En ons vra U ook om die Gees te stuur om ons harte bereid te maak. Bereid te maak om te lewe ter wille van die koninkryk. So Here, wanneer ons nou uit die woord uit lees, vra ek U om dit vir ons te open. Ek vra U, Heilige Gees, vervul ons harte, maak ons ontvanklik vir U woord. Gee dat ons daarna sal luister en dit sal deel maak van ons bestaan. Dat dit ons lewens sal kan vernuwe
en dat ons as kinders van U sal leef. Ek vra dit omdat ons dit verdien, die Here, maar in U genade alleen. Amen. Gemeente, ons gaan vanoggend voort met ons preekreeks oor die disippels en hulle uiteenlopende persoonlikhede. En die doel van hierdie preekreeks is om te wys dat die disippels gewone mense was, soos ek en jy. Ons is geneig om aan die disippels te dink as hierdie heilige mense, hierdie saints van die vroeë kerk. Maar hulle was nog altyd eintlik net normale mense. Mense met wie ons kan identifiseer. Hulle het foute gemaak en hulle het misluk. Hulle geloof was soms swak en hulle het die verkeerde goed gesê en gedoen. En tog met al hulle tekortkominge en hulle swak karaktereienskappe het Jesus hulle gekies en toegerus om die evangelie in die wêreld te versprei. En hulle het dit ook baie suksesvol gedoen. Hulle bedienings het 'n ongelooflike invloed gehad op die wêreld. En dit is te danke aan hulle bydra dat ons vanoggend ook hier kan bely dat ons Christus as ons Here aanbid. So daarom hoop ek dat hierdie preekreeks ons kan help om soos die disippels ook by Jesus te leer hoe om goeie instrumente vir sy boodskap te wees. Ons het nou verlede week stil gestaan by Petrus en Andreas in die Woensdagoordenking en vandag leer ons vir Jakobus ken. So kom ons lees saam met Lukas 9 vers 51 tot 56. Die opskrif is Jesus verwerp deur die Samaritane. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart naderkom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Toe die disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle tereggewys en hulle toe na 'n ander dorpie gegaan. Ons lees tot sover. Bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en daaruit leef. So gemeente, vanoggend het ek 'n vraag vir die kinders. Wie van julle het al die Marvel movies gekyk? Daai movies waar die superheroes Avengers in is. Ek sien hier is 'n paar wat hulle hande opsteek. So in daai universe is daar, soos ek gesê het, Avengers en is nou 'n groep superhelde. En een van hierdie superhelde se naam is Thor. Wie ken vir Thor? Wie se gunsteling is Thor? Myne. So Thor is 'n Noorse, hy kom van die Noorse mitologie af en hy is eintlik die god van donderweer, krag en beskerming. Maar in die Avengers sal julle onthou dat hy aan die begin van die flieks 'n baie arrogante karakter was eintlik. Hy was baie intens. Hy is fisies ook 'n man van groot gestalte, maar hy het ook 'n kort humeur. Hy's vurig, uitgesproke en impulsief. En as op iets besluit het, sou min dinge in sy pad kom. Mens kry ook die idee dat hy nie noodwendig bang was vir konflik nie. Inteendeel, dit lyk of hy gehou het van vuisslaan. Nou as mens Jakobus met 'n moderne karakter moet vergelyk, is Thor 'n baie goeie voorbeeld. Jakobus was die ouer broer van Johannes gewees en hulle was twee groot en sterk broers en dit, tesame met hul persoonlikhede, het daartoe gelei dat Jesus vir hulle die bynaam Boanerges gegee het. Nou
Hulle was die seuns van Salome en Zebedeus. En as ons nou so deur die evangelies lees, wil dit voorkom asof hulle pa Zebedeus 'n man van redelike aansien was. Sy visvangbesigheid was groot genoeg om 'n handjievol werkers aan te stel. En hy was selfs bekend by die hoëpriester van daardie tyd, wat nogal iets sê van jou status in 'n gemeenskap. So Jakobus is die oudste seun uit 'n familie met 'n goeie reputasie in Galilea. Dit het gemaak dat Jakobus ook van nature 'n baie sterk leier was. En as mens so lees, dan sal mens sien sy naam kom altyd direk na Petrus se voor. En dit is moontlik goeie bewyse dat hy tweede in bevel was oor die disippels. Hy, sy broer Johannes en Petrus was ook byvoorbeeld die enigste 3 wat Jesus toegelaat het om saam met hom te gaan toe hulle vir Jairus se dogtertjie uit die dood opgewek het. Dit Markus 5 vers 37. En dit was ook hulle 3 wat saam met Jesus op die berg was met Jesus se verheerliking in Matteus 17. En hulle was ook saam met Jesus in die tuin van Getsemane, net voor Jesus gevange geneem is. So julle kan dus sien dat Jakobus bevoorreg genoeg was om Jesus se almag, Jesus se heerlikheid en Jesus se soewereiniteit eerstehands te aanskou. En al hierdie gebeure het gemaak dat Jakobus net nog meer vurig en geesdriftig geword het in sy geloof. So as mens Jakobus met een woord moet beskryf, sou ek sê, Jakobus was passievol. Hy het Jesus met 'n ongekende passie gevolg en gedien. Sy hart het warm gebrand van toewyding en hy het met groot ywer probeer om vir Jesus net tevrede te stel. Maar soos ons nou gaan sien, het Jakobus se passie hom soms in die moeilikheid laat beland by Jesus. Ons lees in ons teksgedeelte dat Jesus in die rigting van Jerusalem begin reis het, soos wat die lydingstyd nader gekom het. En dit is interessant om te sien dat hoe nader Jesus aan Jerusalem en die kruis begin beweeg, hoe meer mense hom as Messias begin verwerp. En in hierdie geval was dit die Samaritane wat hom verwerp het. Jesus het boodskappers vooruitgestuur na 'n Samaritaanse dorp om vir hulle verblyf te reël vir die aand. Maar niemand in die dorp wou eers toelaat dat Jesus by hulle oornag nie. Ons moet onthou dat hierdie situasie in 'n spesifieke kulturele konteks afspeel wat ons ook moet verstaan. Want daar was 'n lang geskiedenis van konflik tussen die Jode en die Samaritane. Eeue voor Jesus se tyd is die noordelike koninkryk van Israel deur die Assiriërs oorgeneem. En die Assiriërs het toe al die ryk en slim en opgevoede Israeliete, mens kan amper sou sê die room van Israel, weggevoer na Assirië in ballingskap. En toe daar net so half 'n klomp Israeliete oorgebly in die land wat die arm Israeliete omtrent was. Die wat nie so mooi opgevoed is nie, dis hulle wat oorgebly het. En toe het die Assiriërs ook mense van ander nasies in Israel laat bly. En die Israeliete wat agtergebly het met daardie vreemdelinge uit vreemde nasies begin vermeng en onder hulle begin trou. En met verloop van tyd het toe dan nou 'n nuwe volk bestaan en dit is die Samaritane. 'n Mengsel van Israeliete en heiden nasies. En die probleem was toe nou eintlik dat hierdie nuwe volk, hierdie Samaritane, nie meer 'n suiwer Joodse geloof gehad het nie.
dit het ook vermeng geraak met heidense tradisies en gebruike. So volgens die Samaritane het hulle steeds die God van Israel aanbid, maar hulle het hulle eie priesters aangestel en hulle eie tempel gebou op berg Gerizim in Samaria. So die Jode het geglo dat God in Jerusalem in die tempel aanbid moet word, terwyl die Samaritane geglo het dat God in Samaria aanbid moet word. En dit het nou baie konflik onder hulle veroorsaak en dit het baie keer ook soms gewelddadig geraak. Wanneer die Jode na Jerusalem toe gereis het en deur Samaria wou gaan, sou die Samaritane hulle sommer met klippe gooi. Hulle was vyandig, hulle sou op hulle spoeg. Want die laaste ding wat 'n Samaritaan wou doen, is om 'n Jood te help by die tempel in Jerusalem uitkom. Hulle het die Jode en die Joodse godsdiens gehaat. Net soos wat die Jode hulle ook gehaat het. En dit is ook hoekom die Jode gewoonlik met 'n ompad na Jerusalem toe gereis het. Hulle het so ver as moontlik probeer om nie deur die Samaritaanse dorpe te reis nie. Hulle het die Samaritane so ver as moontlik probeer vermy. Maar Jesus het homself nie veel gesteer aan grense of spanning tussen kulture en rasse en mense nie. En daarom het hy juis deur die Samaritaanse gebied gereis. Ja, skus julle, daar verloor ek my plek. Die Samaritane het ook vir Jesus 10-1 verwerp, juis omdat hulle gehoor het hy is op pad Jerusalem toe. En hierdie verwerping is dan ook so half 'n voorspelling van al die verwerping wat nog op Jesus wag, op hierdie pad wat hy, sy lydingspad, op pad Jerusalem toe, op pad kruis toe. Die Samaritane se vyandige reaksie teenoor Jesus het egter nie vir Jakobus en Johannes aangestaan nie. Soos wat julle kan dink, het Jakobus se hittige temperament opgevlam en daar was sommer dadelik net donder weer in sy gemoed. Hy was woedend. As 'n trotse Joodse man was dit vir hom onaanvaarbare gedrag. Hoe durf 'n onrein, niks werd, bastervolk sy Here so minag? En dit terwyl Jesus die Samaritane eintlik nog altyd net met liefde en omgee hanteer het. Hy en sy broer wou dadelik wraak neem. In die 1953 vertaling staan daar: Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Nou wanneer Jakobus na Elia verwys, dink hy aan die verhaal wat ons in 2 Konings 1 vers 1-16 lees. Elia het jare tevore op dieselfde plek waar Jakobus en Jesus hulle self bevind het, letterlik vuur uit die hemel laat afkom wat koning Ahasia se soldate verteer het. Nou die agtergrond daarvan is dat koning Ahasia hulp by 'n afgod genaamd Baal-Zebub gaan soek het en God het toe vir Elia gestuur om hierdie koning oor die vingers te tik vir sy afgodery. En koning Ahasia het toe nie veel daarvan gehou nie en hy het toe sy soldate gestuur om vir Elia in hegtenis te neem, te arresteer. En dit was toe dat Elia die vuur uit die hemel laat afkom om daardie soldate te verbrand. Nou hierdie storie was goed bekend vir die Jode gewees en daarom het Jakobus waarskynlik gedink hy tree reg op met sy versoek aan Jesus. Maar Jesus was egter nie beïndruk nie. Hy het omgedraai en met hulle geraas. Die 1953 vertaling voeg by: Die Seun van die Mens het nie gekom om mense se lewens te vernietig nie, maar te red. Nou gemeente, ons kan nie vir Jakobus te veel kwaadlik neem vir sy reaksie nie. Ons is ook net so beskermend teenoor ons geliefdes. As iemand onregverdig optree teenoor ons kinders of ons vriende, voel ons ook dadelik donder weer in ons gemoed.
Ons wil dadelik oorgaan in aksie. Ons wil die situasie regstel. En dit is ook nie net wanneer dit by ons geliefdes kom nie. Ons raak opgewerk oor die probleme in ons kerk. Ons raak woedend oor die korrupsie en die geweld in ons land. As ons die goddeloosheid in die wêreld aanskou, wil ons begin terugveg. Ons wil opstaan vir ons waardes en ons geloof. En dan kom die vraag, is dit verkeerd van ons? Is dit verkeerd om passievol en geesdriftig te wees vir God en vir ons geliefdes of vir ons land en ons kerk? Gemeente, ek dink nie Jesus het 'n probleem gehad met Jakobus se passie nie. Passie en geesdrif is goeie eienskappe. Dit maak vir 'n goeie disipel en 'n goeie leier. Ek dink wel, Jesus het raak gesien dat Jakobus se passie verkeerde motiewe gehad het. Sy eie ego het agter sy versoek verskuil. Hy wou vuur uit die hemel afbring omdat sy trots seer gemaak was. Dit het nie net gegaan oor wat reg en verkeerd is nie. Dit het gegaan oor sy eie afskie en haat vir die Samaritane. So in werklikheid wou Jakobus iets in die naam van Jesus doen wat Jesus self nie eers sou gedoen het nie. En dit is die probleem. Baie keer wil ons uit passie ook goed in die naam van Jesus doen, terwyl ons eintlik weet dit sou nie Jesus se goedkeuring weggedraai het nie. Met ander woorde, dit help nie ons wil uit passie vir Jesus iets doen, terwyl dit nie in lyn met sy voorskrifte is nie. Sulke ongetemde passie is gevaarlik, want dit is passie sonder deernis. En dis waarteen Jesus ons waarsku. Die probleem is nie geesdrif nie. Dis nie toewyding nie. Die probleem is geesdrif wat nie deur liefde en deernis beheer word nie. Iemand het een keer vir 'n klomp kleuters gevra, wat is liefde? 'n Moeilike vraag vir 'n jong kind om te beantwoord. Maar een van die kindertjies het toe gesê, liefde is as my mamma my naam sê en my naam klink veilig in haar mond. Dit is liefde. As Jesus se naam veilig is in ons monde. Ons passie moet nooit daartoe lei dat Jesus se naam onveilig word as ons oor hom praat nie. Maar hier is die goeie nuus, geliefdes. Jesus het vir Jakobus geleer hoe om sy passie te suiwer. En onder leiding van die Heilige Gees het die man van donder 'n waardevolle instrument in God se hand geword. Hy was steeds dapper, geesdriftig en toegewyd aan die waarheid, maar hy het geleer hoe om daardie eienskappe in diens van God te gebruik, eerder as vir sy eie eer. Hy het geleer hoe om sy woede te beheer, sy tong in toom te hou en sy wraak te laat vaar. Hy was steeds passievol, maar hy het geleer hoe om sy passie te tem met liefde en genade. En van daar af was Jesus se naam altyd veilig in sy mond. En dit is hoe 'n man van donder in 'n man van deernis verander het. Gemeente, baie van ons kan ook vanoggend identifiseer met Jakobus. Ons word ook kwaad oor al die onreg in die wêreld. Ons voel sterk oor ons geloof en ons land en ons mense. Die vraag is egter, word daardie passie deur Jesus gesuiwer? Want wanneer Jesus ons harte verander,
gebeur dieselfde met ons as wat met Jakobus gebeur het. Die donder word deernis, die woede word genade, en die vuur binne ons wat eers wou vernietig, bring lig vir die nasies. Mag ons hierdie week optree op 'n manier wat die goedheid van God, die barmhartigheid van Christus en die waarheid van die Gees weerspieël. Amen. Gemeente, ek wil hê ons moet nou staan en dan moet ons saam die geloofsbelijdenis bely, waarna ons bly staan vir die Onse Vader gebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ek wil net so 'n side note gee. Jakobus was ook die eerste disipel wat gemartel is vir sy geloof. Ons lees daarvan in Handelinge, as jy dalk bietjie wil gaan oplees. So dit is ook nogal betekenisvol dat hierdie man wat so toegewyd was om eerste vir Jesus te wees, hy wou ook die eerste disipel wees, die belangrikste disipel wees. Daai passie het hom toe gelei tot die eerste disipel
wat reggestel is vir sy geloof. So mag ons ook ons Here met soveel passie tot in die dood toe in volg. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en ons aan julle sy vrede gee. Amen. Dankie julle, daar's koffie en tee buite, kom kuier gerus saam.